Ons is DJI Agriculture in Afrika. Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gesels weer vandag met 'n bemarkingsafdeling man, hierso Ewert, die potgieter van AgriHawk. Ewert, welkom terug en is lekker om jou te sien. Asai, dankie. Ewert, so kan jy vir ons sê wat het jy alles nodig om te begin werk met drones? Alright, Dippie, so vir 'n begin het jy obviously die drone nodig. So jy kyk na die drone en ons stel 3 batterye voor sodat jy die heeltyd net kan aanhou werk. So een laai, een is in die drone en een staan en wag vir as hy terugkom. Dan het jy ook jou generator nodig. Dis 'n DJI generator, so hy is spesiaal ontwerp vir die drone en die batterye. Die batterye laai in so 8 na 11 minute, hang af nou natuurlik hoe pap hy teruggekom het. En dan het jy ook 'n opsie om 'n strooier te vat vir kunsmis, korrelgif of saad. Daar's natuurlik ook 'n lifting kit. So as jy sou wou iets optel, kom ons sê 'n sonpaneel op die dak sit, hooibale uit die lande uitvlieg of natuurlik 'n spulpuntwiel of motor invlieg, dan is dit dan nou jou kit en dan jou controller en 'n ekstra battery of 2 vir die controller. So wanneer mense die proses onder die knie het, hoe werk dit in terme van kartering, opstyg en die vlieg van hierdie drones? So jy begin by jou kartering. Jy kyk obviously op jou controller na jou land en jy plot hom so met jou vinger uit en jy sê, kom ons sê vir argumentshalwe jou milies is land 1. Hy onthou natuurlik daai land en dan kies jy jou hoogte bo gewasse wat jy wil spuit, jou spoed wat jy wil spuit, jou spuitwyte of strooiwyte, en dan druppelgrootte en soos hulle in Engels sê application rate, so hoeveel liter per hektaar sit jy dan nou neer. En ja, dan sê jy start en dan gaan hy. Hoe vinnig en effektief werk hierdie drones? Op sekere toepassings het jy baie hoë effektiwiteit want dis presies. Jy kan kolletjies gaan spuit in jou land wat 'n probleem is. Of as jy 'n stuk aan die kant gemis het dalk met jou trekker of jou hooglip spuit, kan jy net daai stukkie gaan spuit. Jy kan ook kleiner hoeveelhede aanmaak, so jy hoef nie 'n groot hoeveelheid chemikalie aan te maak op 'n slag nie. So ja, dit bespaar ook tyd. Jy kan in die nag werk sodat jy môreoggend dadelik kan begin. Jy bespaar ook op arbeid. Jy het 1 man nodig om jou te help laai en volmaak en dan natuurlik 1 man om hom te operate of jy kan alles self doen. Dit hang nou maar alles af van jou vermoëns. En dan die groot vraag natuurlik, as 'n mens so 'n massive drone het, hoe vervoer 'n mens hierdie ding rond? Goed, so jy het ook natuurlik die opsie vir 'n sleepwa wat 1 of 2 drones kan vat, 1 of 2 generators, dan al jou batterye, hy het 'n mengtank en hy het 'n 1000 liter watertank. Natuurlik die pompies, alles is ingebou, so jy haak hom net en laat gaan. So die groot vraag is, kan enige iemand hierdie drones vlieg, jonk, oud, kan ek dit op my stoep sit en vlieg? Doopie, jy kan in die bakkie sit met die aircon aan en hom vlieg. So ja, enige iemand kan hom vlieg. Hy vlieg eintlik maar homself. Obviously kan jy hom manually ook vlieg. Maar as jy hom gekarteer het en jou land gekies het en natuurlik al jou verstellings gemaak het wat jy wou maak, dan vlieg hy hom eintlik maar homself. Daar is wel 'n bietjie opleiding nodig om te weet hoe werk die masjien en gemaklik te raak, maar ja, enige iemand kan hom. Ewert, nou as iemand in kontak wil kom met julle, hoe gaan hulle te werk? So ons het 'n website, agrihawk.africa. Julle kan ons daar kry, julle kan ons op Facebook kry, op Instagram, of jy kan sommer maar net op Google search AgriHawk. Dankie Ewert vir jou tyd. Dis ons gas op Groot Plaas, Ewert Potgieter van AgriHawk en hy's in die bemarkingsafdeling. Ons is nou weer terug op Groot Plaas net hierna.